Numeri hoofstuk 6. En die Here het vir Moses gesê: Jy moet vir die Israeliete sê, indien 'n man of vrou 'n uitsonderlike gelofte aflê, dit is die Nasareer gelofte om aan die Here gewy te wees, moet daardie persoon nie wyn of sterk drank drink nie. Asyn wat van wyn of sterk drank gemaak is, mag hy nie drink nie. Hy mag ook nie druiwesap drink nie, en druiwe of rosyntjies mag hy nie eet nie. Vir die volle tydperk van sy Nasareer gelofte mag hy glad nie enigiets eet wat van die druiwestok kom nie, selfs nie die pitte of skille van die druiwe nie. Solank as wat hy 'n Nasareer is, mag hy ook nie sy hare skeer nie, want hy moet die volle tydperk homself toewy aan die Here, en hy moet heilig wees. Hy moet die hare op sy kop laat groei. Gedurende hierdie tydperk van toewyding mag hy ook nie naby 'n lijk kom nie. Selfs al is dit sy pa, ma, broer of suster, hy mag nie naby hulle kom as hulle doodgaan nie, omdat die wyding aan God op sy kop is. Hy is vir die volle tydperk van sy Nasareerskap heilig vir die Here. Indien daar tog iemand onverwags naby hom doodgaan en sy gewyde hoof op die manier verontreinig is, moet hy op die 7de dag, wanneer hy weer rein word, al die hare op sy kop afskeer. Dan moet hy die volgende dag, op die 8ste dag, 2 tortelduwe of jong duwe na die ingang van die tabernakel na die priester toe bring. Die priester moet dan die een duif as 'n sondeoffer en die ander een as 'n brandoffer bring en op die manier versoening doen vir die sonde as gevolg van 'n dooie. Hy moet sy hoof nog op dieselfde dag heilig. Hy moet hom van vooraf wy aan die Here. Hy moet ook 'n jaar oud rammetjie bring as skuldoffer. Die vorige dae van sy Nasareerskap val weg omdat dit onrein geword het. En dit is die instruksies vir die Nasareer. Op die dag wanneer die tydperk van sy Nasareerskap om is, moet hy na die tabernakel toe gebring word. As offer aan die Here moet hy 'n jaar oud rammetjie waaraan daar geen liggaamlike gebrek is nie, bring as brandoffer. As sondeoffer moet hy 'n jaar oud ouetjie bring waaraan daar geen liggaamlike gebrek is nie, en as dankoffer 'n ram waaraan daar geen liggaamlike gebrek is nie. Hy moet ook 'n mandjie bring met ongesuurde broodkoeke wat gebak is van fynmeel, brode wat met olyfolie gesmeer is, asook platkoeke wat met olyfolie gesmeer is. Die bypassende spysoffer en drankoffers moet ook by wees. As sondeoffer en brandoffer moet die priester dit in die teenwoordigheid van die Here bring. Saam met die mandjie ongesuurde broodkoeke moet die priester die ram as dankoffer bring. Hy moet ook die spysoffer en die drankoffer vir hom bring. Daar by die ingang van die tabernakel moet die Nasareer die gewyde hare op sy kop afskeer. Hy moet die gewyde hare gooi in die vuur wat onder die dankoffer brand. Nadat die Nasareer sy gewyde hare afgeskeer het, moet die priester die ram se gekookte blad, 'n ongesuurde brood en 'n ongesuurde platkoek vat en op die Nasareer se hande sit. Dan moet die priester dit as beweegoffer heen en weer beweeg in die teenwoordigheid van die Here. Saam met die borsstuk as beweegoffer en die bout as hefoffer, is dit ook 'n heilige gawe wat aan die priester behoort. Hierna mag die Nasareer weer wyn drink. Dit is dan die instruksies betreffende die Nasareer en sy offer wat hy aan die Here moet bring. Dit is afgesien van enige iets anders wat hy die Here beloof het. Hy moet dit ook nakom. En die Here het verder vir Moses gesê: Jy moet vir Aaron en sy seun sê: Op hierdie manier moet julle die Israeliete seën deur vir hulle te sê: Mag die Here jou versorg en mag hy jou beskerm. Mag die Here jou raak sien en mag hy sy genade oor jou stort. Mag die Here jou goedgesind wees en mag hy jou in vrede laat leef. Op hierdie manier moet my naam deur hulle op die Israeliete gelê word en ek sal hulle seën.